Goeiemiddag Juffrou Linda. Welkom by Millie FM. Ek is Cherie Breinhart en voel bevoorreg om vandag met u 'n onderhoud te voer. Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Cherie. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg, al is ek op die oomblik maar benoud want dit hier is nie my veilige plekkie nie, maar ja, mens moet uitdagings ook in die lewe face. So dis my 'n baie groot voorreg. Ek het ongelooflik respek vir wat jy doen en ek volg jou ook in plekke gesien en waar jy al was en waar jy gehore in die buiteland en wêreldwyd inspireer. So ek het baie respek vir wat jy doen. Dit is my lekker om saam met jou te gesels. Ek wil hê Tannie moet nou rustig wees en Tannie hoef nie oor niks te worry nie. Tannie, vertel ons asseblief hoe lank u al skool gehou het en vir watter grade u al klas gegee het. Ek was baie bevoorreg om na ek nou klaar gestudeer het, om op die platteland te kon begin en dit was regtig in die jare wat dit nog so 'n lekkerte was om op die platteland te begin. Ek dink kleiner skaal as wat mens in die stad beleef. Plattelandse kinders, plattelandse gemeenskap waar ek ongelooflik baie geleer het en op die hande gedra is deur die gemeenskap want almal ken mekaar en so dit was regtig 'n voorreg. Ek het begin, my eerste jaar was graad 2's wat vir my heerlik was want ek is opgelei vir junior primêr en toe het die hoof my geskuif na graad 1 klas toe. Ja, ek moet sê my eerste klas was hierdie opslaan geboue en so my herinnering aan daai tyd was net koud, want dit was in Ficksburg en die Oos-Vrystaat is mos baie koud. So my herinnering aan daai tyd was net ys koud, maar baie lekker. Ja, en toe skuif ek na die hoofdeel van die skool en met graad 1's en daar het ek vir 'n hele paar jaar en dit was onmiddellik 'n liefdesverhouding met graad 1's. Ons het net onmiddellik geklik en ek het net besef dit is die ouderdom waarmee ek wil werk graag. En ja, so toe was ek seker ja vir 'n hele klompie jare by graad 1 en na ek op kraamverlof was, het ek toe ook in Ficksburg nog by die kleuterskool 'n pos gekry en dit was ouderdom 4 tot 5 jaar. So ek het redelike baie ondervinding in die ouderdomme van 4 jaar tot ek het ook later graad 1, graad 3 ondervinding opgedoen. Toe trek my man toe 'n geleentheid in die stad en ons trek toe stad toe. En hier het ek net eers 'n bietjie afgelos by skole waar daar kraamposte was en uiteindelik toe nou my pos gekry, my graad 1 pos waaroor ek oneindig tot op hierdie dag ek is nou 19 jaar by dieselfde skool, gaan nou vir jou antwoord my totale ondervinding, maar ja, ongelooflik dankbaar elke dag, dankbaar vir die werk wat ek kan doen, vir die skool waar ek is, vir die kinders met wie ek werk, die ouers met wie ek werk. Elke dag is nie altyd maklik nie, maar so groot voorreg. Ek dank die Here regtig waar elke dag daarvoor. Altesaam my ondervinding is nou 33 jaar in die onderwys. Sjoe. So dit is 'n rukkie. Ja, nou, hoe het Tannie geweet Tannie gaan eendag 'n juffrou word? Ek het in 'n onderwyshuis groot geword. So my pa was toe ek nou klein was hy 'n onderwyser. Ons het in Virginia gebly, toe nou op die Goudvelde en welkom. En dit was maar net ek kan nie dink dat daar 'n tyd was wat ek gedink het ek wil iets anders word as 'n juffrou nie. Ons het onderwysers se kinders daai tyd het op die skoolgronde groot geword. So ek het letterlik saam met my pa gegaan as hy buitemuurs gee. Ons het skoolfunksies bygewoon. Al die onderwysers se kinders was maatjies. Ons het op die skoolgrond rondgehardloop in die aand. As daar funksies wat ons mekaar bang gemaak op die donker stoepe. So my hele lewe was skool en ek het net nooit aan enige ander beroep gedink as 'n onderwyseres nie en ek is nooit spyt nie. Moet sê ek is ook nooit spyt nie. Ek is 'n assistent onderwyseres by 'n skool en sien dikwels hoe sekere kinders mekaar seermaak met hulle woorde en wat hulle doen. Is dit ook u ervaring en vertel my asseblief hoe u hierdie insidente hanteer en wanneer u daarvan weet?
Ja, ek wens ek kon nou vir jou sê in my klas is daar nooit argumente nie of daar's alles loop seepglad. In die jare wat ek nou skool gehou het, maar mens kan dit nie sê nie. Ons lewe net nie in 'n wêreld waar alles net voorspoedig gaan en in 'n klas ook nie. So daar is baie insidente. Dit gebeur baie dat kinders haperig is met mekaar. Maar ons moet wat belangrik is dat mens sal onthou dat 'n kind nie gebore word met die ervaring en die kennis en die sosiale vaardighede wat ons as volwassenes jare lank gevat het om op te bou nie. So baie keer verwag mens van kinders om soos ons op te tree en om soos ons te wees, maar hulle is nie. Hulle het baie vaardighede wat hulle nog moet aanleer. En dis ons as volwassenes, ek as onderwyseres, ek het gekies die beroep, so dis my taak as onderwyser om hulle te lei en te leer. Maar dit is ook regtig 'n groot verantwoordelikheid van ouers, want ouers het ook gekies om kinders te hê. So hulle moet ook daai verantwoordelikheid neem om hulle kinders te leer wat is reg en in hierdie opsig van mekaar seermaak of ietsie vir slegs aan mekaar doen. Wat ek net vir jou, jy wat ook in die onderwys is, wat ook wat baie keer gebeur, baie insidente is so onskuldig en so regtig waar op die ingewing van die oomblik gebeur dit. Byvoorbeeld iets wat amper weekliks by ons gebeur is, kinders loop in 'n ry en enetjie se voet gly en sy val en sy stamp die volgende ene en die volgende een stamp die volgende een en een van hulle val dalk nerf af. En dan is dit 'n groot en dan moet dadelik die culprit moet gevang word. Iemand moet die skuld kry vir wat gebeur. En dan was dit heeltemal 'n onskuldige iets wat gebeur het. So sulke dinge en dit moet mense in ag neem. Baie van die goedjies wat gebeur onskuldig. Maar ons sal later in ons gesprek meer praat oor. Maar 'n mens moet net die oopheid van gemoed hê om te weet dat kindertjies is eintlik onskuldig. En 'n mens moet maar net die situasie lees soos wat hy soos wat dit gebeur. En dit daarmee help ondervinding baie. Die jare wat mens in die onderwys is help baie om die onderskeid te tref van wanneer het iemand aspres daai gedoen, wanneer was dit regtig nou net 'n ongeluk wat jy iets aan iemand anders gedoen het. Ja. Wat ek ook wil vra is ek baie kinders het my ook geboelie en dan was dit vir my ook nie baie lekker nie, maar die vraag is wat ek eintlik wil vra is as hulle besef die maatjies wat nou boelie, hoe reageer hulle as hulle uitvind hulle boelie mekaar? Hoe reageer die maatjies daarop? Ja, hoe reageer die maatjies daarop wanneer die ander maatjie hulle boelie? Ja, weet jy dit is vir geen kind lekker om daardeur te gaan nie. So baie kinders, dit hang baie af van 'n kind se persoonlikheid. Party kinders het uitgaande persoonlikhede, 'n ekstrovert en dan kry jy introverte wat baie meer in hulle self inkeer en dit is baie moeilik om by hulle agter te kom dat iets fout is want hulle raak so bang vir die een wat hulle tuiste dat hulle al hoe meer en meer in hulle self gekeer raak. Waar ander kinders makliker sal oopmaak en makliker vir 'n juffrou sal kom sê. En daar kan 'n juffrou ook sien, mens het ook maar jou kalante wat baie maklik stories aandra, so jy leer dit ook ken. En dan is daar regtig vir my die wat mens baie mooi na gaan kyk is die wat in hulle self inkeer en wat al hoe stiller raak en al hoe meer eenkant raak en dit is daar waar dit vir my waar die gevaar is, want as iemand vir jou kom sê, dan kan jy, want insidente wat binne in die klas gebeur, is maklik om op te los. Vir my voel dit, mens moet jy gee dadelik daaraan aandag, en sonder om iemand te verkleineer of wat ook al, voel ek die hele klas moet besef dat hier het nou iets verkeerd gebeur. En nie om die een, soos ek sê, te verkleineer nie, maar om vir die ander ook te leer dat hierdie was nie die regte optrede nie, want soos ek nou gesê het, kinders moet leer. Dis ons taak om hulle te leer. Hulle weet nie al die goed nie. So
om dan as juffrou daarin te tree en te sê hierdie wat gebeur het was nie reg nie, en dan die een wat oortree het, dan moet gevolge wees ook. Hulle moet op 'n manier kan voel, maar dit was nie reg nie en ek moet die gevolge dra hiervan. So daarom het mens maar in jou klas ook tipe reëls en beloningsstelsels en so om daai uit te sorteer. Ja, ons doen dit op by ons skool. Ja. Nou Tannie, is daar 'n manier hoe ouers hulle kinders kan help om bitsige opmerkings beter te hanteer en ook om hulle kinders te leer om nie die ander kinders seer te maak nie? Nie wat hulle sê of wat hulle doen nie. Ek sou daarso sê die ouers se rol is baie belangrik. Die profiel van 'n regte boelie is so, kyk, dit hulle kom met bravade voor en dit lyk na hierdie vreeslike persoonlikheid. En hulle teiken nie die kinders met die sterk persoonlikhede nie. Hulle teiken baie keer die sagter kinders, hulle sal gaan vir maklike teikens en daarom is dit vir verskriklik belangrik dat ouers moet weet om vir hulle kinders selfvertroue. Selfvertroue is regtig. As jou kind met ek sê weer, mens kry introverte en ekstroverte. Introvert gaan nooit een wees wat met bravade in die klas inkom en dit is net nie so nie. Ek is self ook 'n introvert, so ons tree nie so op nie, maar om jou kind te leer om in jou liggaamstaal sterk voor te kom. En nie, want 'n boelie sal dadelik gaan vir waar hy kan seermaak. Nie iemand wat hom kan ek praat nou van woorde ook, nie iemand wat met hom kan in 'n woordegeveg. Dit gaan met die sagte ene. So leer jou kind selfvertroue om op te kan staan vir hom of haarself, om jou kind selfvertroue te leer, moet jy, dit is eintlik weer 'n gesprek op sy eie, maar jy moet tyd spandeer en om jou kind te laat glo, jou kind moet glo in hom of haarself. Ja. En dan is daar ook, jy kan jou kind leer om, want 'n groot belangrike ding wat jy jou kind moet leer met boelie gedrag is om te kan uit die situasie uitkom. En dis vir kinders baie moeilik want dis hulle maatjies, hulle wil graag aanvaar word in hierdie vriendekring. Om nou uit te draai en weg te stap is baie moeilik. So dis iets wat jy vir jou kind gaan moet leer, dat daar waar jy nie veilig voel nie, en 'n kind gaan dit nie uit sy eie uit doen nie, jy gaan dit vir hulle moet leer, is tree terug en gaan probeer om vir jou ander maatjies te maak. En as jy as ouer bewus is daarvan, gaan praat met die juffrou oor maatjies in die klas wat by jou kind se persoonlikheid pas, sodat jy haar of sy vriendekring kan uitbrei met kinders wat definitief by sy persoonlikheid pas. Maar daai ding van uit dit uittreë is regtig belangrik en ek weet dit is nie maklik nie. So dit is iets waaraan ouers kan werk. En om 'n oop gesprek met die onderwyseres te hê. Grondslagfase is baie maklik want die kinders het net een juffrou. Dit raak moeiliker by interseenfase, maar nog steeds is daar 'n juffrou wat die grootste deel van die tyd by jou kind betrokke is. So bou 'n verhouding op daarmee en laat die juffrou jou lei om jou in die situasies te help. Daar is maniere om kinders te help. Dit is nie maklik nie, maar daar is regtig baie maniere hoe mense 'n kind kan seker iets kry om 'n frustrasie op uit te haal sonder om jou maatjie te boelie. Ja, daar is nou weer aan die ander kant, die boelie se kant. Daar's ook baie as jy nou vra of hoe mens die boelie kan help. Want ek bedoel daar is baie onderliggende. By 'n boelie is daar baie onderliggende redes hoekom. Daar's baie seer. 'n kind gaan nie sommer net uit sy eie uit 'n boelie wees nie. Dit kom van diep seer, dalk 'n maatjie, 'n baie goeie maatjie wat weg is, iets traumaties wat gebeur het, 'n egskeiding,
huislike omstandighede waar daar ek kan amper sê die huislike omstandighede is soos 'n oorlogsone. Daar's heeltyd gevegte. So dit is waaraan hy blootgestel is hierdie geveg. Ek baklei met jou, hierdie een baklei, alles word neergedruk. Ja. En op die ou einde is dit sy raamwerk waaruit hy gaan funksioneer. Ja. En dit gaan hy by die skool of sy by die skool op ander kinders toepas, wat baie jammer is, want dit is net Want baie hartseer. ek het al een keer by Lady Brandskool gaan praat. Ja. En in my toespraak sê ek dat die maatjies my geboelie het. En toe na die tyd, toe sê ek vir hulle nou, okay, daar is nog geleentheid vir vrae. En onder andere het 'n seun opgestaan. Die vrou heeft my alles van boelie. Hoe het ek het hanteer toe die kinders my geboelie het? Hoe het ek hulle vergewe? Wat het ek gedoen na die tyd? Maar later het die juffrou ons gehuil, want hy was die een wat die boelie was. So dit het jou praatjie het die regte snare aangeraak by hom. Ja, want baie keer besef hulle dalk nie die skade wat en regtig waar 'n mens moet nie van die uitgangspunt gaan dat boelies slegte kinders is of slegte mense is nie. Ja. Dat slegte dinge in hulle lewe gebeur waaraan gewerk moet en kan word Ja. om te help. Maar om in daai situasie te wees is en moet baie sleg. Ja. Ek het die agtergrond daarvan, maar mens kan niks daaraan doen nie. Maar Tannie, kan u my vertel of hierdie sogenaamde boeliegedrag erger geword het met tyd? Of is dit maar iets wat altyd gebeur het? Ek moet nou regtig vir jou sê, as ek dink aan my beginjare in die skool en selfs my eie skoolloopbaan, kan ek baie min van boeliegedrag onthou. Ek dink dit sou helder in my gedagtes gewees het as daar baie daarvan was. Soos ek ouer geword het en in die onderwys het dit definitief erger geword en ek dink dit kan toegeskryf word aan die samelewing waarin ons is. Ouers is verskriklik besig. Hulle het baie min tyd. So wanneer hulle in die oggend word die kinders met 'n gejaag en 'n gejuig by die skool afgelaai. Daar's min tyd vir daar's amper nie eens tyd vir ontbyt eet nie, so dit is 'n gejaagdheid, word by die skool afgelaai. Middag is baie van die kinders dalk by die middagstudie, laatmiddag na werk word hulle opgelaai, jaag, ons moet eet, ons moet huiswerk klaarmaak. Alles is 'n gejaag en alles is so ouers het baie min tyd om regtig aan hulle kinders aandag te gee en ek dink dit en die gebrokenheid van ouerstrukture, gesinsstrukture. As mens vat vroeër jare, voel dit net vir my of die gesinstruktuur sterker was as wat dit nou is. Daar's baie gebroke huisgesinne. Daar's baie huisgesinne nou wat vroeër jare nie daar was, noodwendig die strukture nie. So dit speel beslis 'n baie groot rol in die feit dat dit het meer geword, definitief. Ja. Die afgelope tyd. Nou Tannie sien die kinders tussen ander kinders. Ons weet so dikwels nie wat in hulle hartjies ingaan nie. Partykeer het lelike gedrag 'n rede. Hoe kan 'n onderwyseres 'n kind in haar klas en hulle ouers help? Wat werk vir u? As mens nou eers kom ons kyk na die ouers. Dis baie keer die groot uitdaging want baie ouers is nie regtig gereed om te erken dat hulle kind dat daar 'n probleem is nie. Baie keer, mens wil nie veralgemeen nie, maar baie keer reeds omdat daar by die huis 'n gewelddadige of boeliegedrag ook voorkom in die huis. So dis nie vir hulle so maklik om raak te sien dat waarmee hulle kind besig is nie. Ja. So die eerste groot werk wat die ouers aanbetref is om hulle daarop te wys dat daar 'n probleem is. Daar's definitief 'n probleem en vir hulle om daai hekkie oor te gaan en te besef, maar as daar 'n probleem is, moet ek my kind help. Nou
daar is wonderlike terapie. So as ouers eers begin instem om hulle hulp en hulle samewerking aan te bied, dan is daar regtig waar vandag ongelooflike terapie wat kan help met hierdie kinders om emosioneel te groei, emosioneel sterker te word, want baie keer is dit in 'n is emosies die groot probleem van 'n boelie. Ja. Hulle het nog nie geleer om hulle emosies te verbaliseer en te hanteer nie. En wat ouers, dis 'n wenk wat ek nou dag ook gekry het oor hoe om met emosies te werk, is om emosiekaartjies saam met jou kind deur te gaan en dan met hulle half uit jou ondervinding, sê nou maar, ons praat, jy sê nou, jy en jou kind ons gaan nou ons dag bespreek. Dan kan jy as ma of as pa sê, dit was vir my moeilik vandag by die werk, dit was nou nogal vir my sleg, dit en dit het gebeur. Ek sê 'n bietjie van jou dag, wat het van jou dag, wat was jou sleg? En dan sal die kind deur na jou voorbeeld te kyk, dalk dink, maar okay, dit het gebeur en dit was nou nie. En dan so kan mens deur die emosies gaan, die kaartjies gaan, en op daai manier hulle kry om hulle emosies te bewoord. En en so, want baie keer weet hulle weet nie hoekom is hulle so kwaai nie, hulle weet nie hoekom is hulle lelik met kinders nie. Ek doen by my in my klas, ek sal nou weer verder terugkom na die boelies toe, maar in my klas, die grootste deel van die dag is akademies. So ek moet as graad 1 juffrou moet ek my kinders leer lees en skryf, ek moet hulle leer wiskunde doen. Daar's 'n kurrikulum wat ons moet doen, maar my kosbaarste tyd van die dag is my eerste halfuur op die mat waar ek en my klas gesprekke voer. Ja. En daar kom verskriklik, eintlik hoef ek maar net daar te sit en dalk 'n woord te sê en dan kom alles kom van hulle kant af, wat in hulle hartjies aangaan, wat by hulle huise aangaan. Ek dink party ouers sal partykeer skrik as hulle weet waarmee die kinders kom. En daai halfuur in 'n dag is regtig vir my baie kosbaar en dis daar waar ek met hulle praat oor hoe ons met mekaar werk, hoe ons mekaar moet respekteer, hoe ons sagte hartjies moet hê vir mekaar en die omgee en respek vir myself, want as ek nie respek het vir myself nie, gaan ek nie respek hê vir ander nie. En dit klink dalk of dit bietjie te hoog is al vir graad 1 kinders, maar mens moet dit met hulle bespreek, want anders, soos ek sê, dis ons verantwoordelikheid om hulle te leer, om hulle emosies te hanteer. Jou vraag was nou nog oor hoe ek die boelie ook kan help. 'n mens moet ook maar baie mooi gaan kyk en kyk of jy as juffrou kan agterkom deur gesprekke ook waar lê hierdie seer wat in 'n boelie manier op 'n boelie manier uitkom, want daai seer is diep. En hy's agter baie maskers en baie skanse en baie dapper en alles voor, maar as jy al daai goedjies wegvat, dan bly daar maar 'n baie bang en onseker wesentjie wat hier voor jou sit. En as jy by dit kan uitkom en daarmee kan begin werk, dan kan die genesing inkom van om hom te laat besef. Maar dit is 'n lang proses. Dit is regtig nie iets wat oornag gebeur nie. Ek sien wat ek nou vir jou sê met hoe ek met my kinders op die mat werk. Dan het ons nou hierdie diep gesprekke oor hoe ons met mekaar moet werk en en dan is ek so hoopvol en dan dink ek, hierdie gaan 'n lekker dag wees. Hulle het nou mooi gehoor wat juffrou gesê het. Dan staan hulle op van die mat en as ek weer hoor dan is hier 'n geveg, dan het die een 'n lelike ding wat daai een gesê, dan voel dit vir my alles, my moedsak in my skoene in. Môre begin mens maar net weer. Dis regtig nie 'n dag se proses nie. Dit is elke liewe dag en iewers gaan daai saadjie grondvat en iewers gaan hy begin groei. Dalk is dit oor 5 jaar, dalk is dit, ek weet nie, maar dit is my taak om elke dag met hulle te praat oor hoe ons mekaar moet hanteer. Ja.
dit is vir my verskriklik belangrik. Ja, ek doen dit ook voordat ek gewoonlik die oggendkring doen, die Bybel lees, dan vra ek vir die kinders, hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit by die huis met julle mammas en pappas? Dan En jy kry praat hulle baie met my. inligting, né? Jy Ja. kry baie inligting op daai manier van hulle Ja, af. ja. Ja. Nou kinders word soms al van kleins af aan die belangrikheid van prestasie blootgestel. Kom hierdie prestasiegedrewendheid van die kinders af? Of speel die ouers die grootste rol? Nee, ouers speel definitief die grootste rol. Wat ek wel kan sê is dit is in ons DNA om te kompeteer en party meer as ander. As ek in my klas dink, dan sien ek daai kinders wat wil eerste wees. Hulle wil voor in die ry staan, hulle boeke moet bo wees. Dis daai gedrewenheid in hulle. Ja, Wat nie noodwendig verkeerd is nie, mens moet dit net kan reguleer. ja. So ja, om te presteer en om te wil wen is in kinders en dit was nog altyd daar. Dit kom so ver terug in ons geskiedenis kompeteer mense al met mekaar. As ek dink aan Olimpiese spele, jare en jare terug in ons geskiedenis en voor dit was daar ook kompetisie. So kompetisie op sigself is nie verkeerd nie. Ek is self baie lief vir sport en op skool, ek het baie sport gedoen op skool. Maar ek kan nie onthou dat die druk wat deesdae op kinders is in my tyd. Ek het tennis gespeel maar dit was lekker was. Ek het netbal gespeel want dit was my lekker. En ek kan ook nie dink dat my ouers druk op my uitgeoefen het nie, maar definitief vandag kom die druk meer van die ouers af want ek kan dit ook sien. Hulle begin in graad 1 begin hulle nou met netbal, dan is dit vir hulle lekker en hulle kom vertel die volgende dag hoe lekker was die netbal en selfs met die hokkie en wat ook al hulle speel. En dan sodra daar begin spanne gekies word, kan mens so sien, kom die angs in. En dit kom nie van hulle af nie, dit kom van ma's ouers wat wil hê, my kind moet in die A-span wees, of net wen is goed genoeg. Verloor, tweede kom is nie 'n opsie nie. En dit is nie in kinders se raamwerk om so te wees nie. Ja, Kinders wil regtig net sport doen om dit te of selfs skoolwerk. Ek het nou afgewyk na sport toe, maar kyk by ons op akademiese gebied, graad 1 tot 3 is daar geen prestasie wat toekennings nie. Almal kry. Met ons prysuitdeling, almal staan op die verhoog, almal kry 'n toekenning. Ja. So akademies gewys is daar nie druk wat dit aanbetref nie, maar op die sportveld. En ek moet vir jou sê, dit het baie vererger as ek kyk na my graad 1 kinders se program nou en wat dit sê nou maar 7, 8 of 10 jaar gelede was, dit is onwerklik. Ek het so rukkie terug het ons dit was nou midde in hierdie kwartaal se besige tyd, maar was daar 'n Vrydag wat van my kinders, nou nie almal nie, maar van my kinders het daardie spesifieke dag, het hulle dag 7 uur begin met hulle eerste buitemuurs. 7:30 begin ons skool. Kyk, dis ons nou dan 5,5 uur is dit 'n skool. Die skool het daai dag vroeër uitgekom sodat hulle na hulle netbal dag toe kon gaan waar hulle 5 of 6 wedstryde gespeel het. Daarna is van hulle het nog 'n hokkietoernooi gehad die aand. En dit is vir my vir graad 1s absoluut verregaande. Ek bedoel graad 1s moet nog speel op 'n Vrydag. Dis 'n Vrydag. Dis so en ek dink uit my perspektief voel dit vir my dit is te erg, maar die ouers van vandag sien dit as heeltemal normaal. So daar was heeltemal 'n klemverskywing op hoe ek of dink en kinders 'n paar jaar terug in graad 1 hulle aktiwiteite gedoen het en hoe dit nou gedoen het. En dit is 'n sneeubal. Dis ongelukkig, dis regtig 'n sneeubal wat ons nie kan stop nie, want met sosiale media wat bygekom het, het alles net vererger, want prestasie word oral oral prestasie as jy gaan kyk op die op almal se webblaaie, jy moet kan wys ons het goed gedoen, en as jou skool nie byhou daarmee nie, dan is jy nou nie meer, so dis regtig 'n kringloop wat
mens moeilik gaan stop, maar alles is nie negatief daarby nie. Daar wil ek net sê dat ouers kan 'n dapper en 'n baie slim besluit neem om hulle kinders net om tevrede te wees met dit wat hulle kinders. As jou kind nou sê nou maar soos by 'n C of 'n D of 'n E of F, daai spanne gaan tot by H al by ons. Wees trots op jou kind, wees bly saam met jou kind. Ja. 'n Groot ding is, wees daar vir jou kind en wees bly en wees trots en wees so, want eintlik gaan sport en prestasie, dit gaan eintlik oor om jouself as mens te ontwikkel. Ja. En wanneer dit net gaan oor wen en prestasie, dan is daar baie min wat gewen kan word daardeur. So dit het vererger definitief die afgelope Ons tyd. skool het ook baie keer hierdie klere atletiek. En sê ek vir hulle hierso, moenie fokus op wen of verloor nie, gaan geniet dit net. Dis al vertel. En dit mens kan dit sê, maar in die moderne tyd, maar en dis nie net in Suid-Afrika nie, ek bedoel dis wêreldwyd nou, wat regtig prestasie word as die enigste ding voorgehou, waar vir my sal dit altyd wees eerder om iemand as mens te ontwikkel, eerder as wat prestasie betref. Definitief by verre. Nou dink tannie skole en ouers gee genoeg aandag aan 'n kind se mooi hartjie. Is prestasie nie soms vir sekere skole en ouers meer belangrik nie? My ma het altyd die kinders met die mooi hartjies as rolmodelle vir ons voorgestel. Is dit nog belangrik? Dit is verseker belangrik en dit is verseker nog moontlik ook. As ek nou net vat in ons skool, hoeveel kinders daar is wat as rolmodelle vir ander kan optree. As ek nou net dink aan elke jaar het ons een van die leerlingraadslede is altyd 'n voog in ons klasse, want ons juffrouens is die eerste deel in die personeelkamer met opening. So daai eerste 20 minute voor die skool begin, is ons leerlingraadslid is dan in die klas met die kinders besig, asof sy nou die juffrou is en hulle gemaklik maak en so. En ek het nog regtig die afgelope tyd die mees ongelooflike kinders gehad in my klas. Hierdie jaar ook. Wat so mooi met die kinders werk en regtig daai kindertjies kyk so op na hulle. Dit is asof hulle opkyk na dit is vir hulle 'n idol. Dit is vir hulle 'n rolmodel. So daar is baie kinders in die skool wat daai rol kan vervul. Mens kan ook vir hulle verwys na dit hoef nie net 'n mens by hulle te wees nie. Mens kan ook verwys na hulle raamwerk van hulle stories waarna hulle kyk en dalk bietjie op hulle vlak daar kom met wie's vir hulle die rolmodelle daar en hoekom. Dit kan ook 'n hele besprekingspunt wees. Hoekom kyk ons op na so iemand? En wat jy aangeraak het met die mooi hartjie, dit is my baie mooi om want dit gaan baie keer so bietjie verby om kinders met mooi harte, kinders met mooi gesindhede, want hulle is ook baie keer die stilletjies in 'n mens se klas. So baie keer gaan hulle so bietjie verlore en dit is wonderlik om hulle dan net op te lig ook deur 'n beloningsstelsel wat aan hulle erkenning gee vir die mooi wat hulle uitbring en hulle dan ook inspireer om dit uit te leef en op die skoolgrond of want ons as juffrouens is ook nie oral by nie, maar om op die skoolgrond te gaan uitreik na iemand anders. Nogal iets ouliks wat ouers wat ek optel by ouers wat hulle doen deesdae is om in hulle dogtertjies of in hulle kinders se kosblikkie 'n boodskapie te skryf. Ek het nogal hierdie week 'n oulike enetjie sien waar sy sê wees 'n mooi maatjie vir iemand anders vandag. Dit was vir my so mooi want die graad 1's kan nog nie al die sinne lees nie, so hulle kom na ons toe en dan sê hulle, wat het my mamma hier geskryf? En dan sal ek dit vir hulle lees en dan
kan ons sommer daaroor praat ook en hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy nou 'n mooi maatjie wees of 'n mamma skryf draai weg as jy nie gelukkig voel in jou omgewing nie. So dit is Ja. definitief dan 'n ma wat besef sy met haar kind bemagtig om ja, nie te wees waar daar konflik is en so nie. So dit is nogal vir my 'n baie oulike ding wat ouers deesdae doen om briefietjies vir hulle kinders te skryf en Ja. ja. Nou tannie enige raad vir die ouers en luisteraars. Ons wil almal so graag die beste hulp aan ons kinders verleen. Ja, nee, ons wil almal. Ek dink die wêreld kompliseer deesdae ouerskap baie. Ouers voel baie keer so oorweldig dat hulle voel net die taak om hierdie kinders groot te maak is net te groot. Baie van hulle gee in want hulle sien net nie meer kans nie. Waar eintlik is ouerskap kan mens dit so vereenvoudig na liefde, omgee en tyd. As jou kind weet jy is lief vir hom of haar, het jy al soveel bereik. As jou kind weet jy is trots op dit wie hy is, wat sy is, en nie met om probeer vergelyk met ander of so nie, maar liefde, die groot en omgee en tyd is ongelooflik belangrik en ek het nou vir jou gesê, vandag se samelewing is baie gejaagd. Ek sien dit elke dag. Dit is een gejaagde. Ons jaag almal na wind. Dit is eintlik wat ons doen, maar as jy in hierdie besige tyd van jou besige dag tyd kan inruim om net ek besef party het meer as een kind, maar maak dan dae vir elke kind en tyd vir elke kind waar jy oor 'n spesifieke iets kan gesels. Jy kan nie weet wat in jou kind se lewe aangaan as jy nie gaan sit om of haar in die oë kyk en vra, hoe was jou dag? Daai emosiekaarte wat ons nou gedoen het, dalk met jou kind doen en agterkom, daar is 'n probleem of so nie. Hartseer, 'n opmerking wat 'n dogtertjie gemaak het 'n ruk terug na 'n prysuitdeling was, ek het gesê jou mamma is seker so trots op jou, sy het jou gesien op die verhoog en die dogtertjie was in trane en toe sê sy maar my mamma het op haar foon gekyk. Ek het gesien toe ek op die verhoog gestaan het, sy het op haar foon gewerk. So dit was my verskriklik hartseer want ek bedoel dis daai kind se oomblik op die verhoog. Sy wil so graag ma moet net sien sy het op die verhoog gekom en op daai oomblik was haar ma nie teenwoordig nie. Sy was in die saal, maar sy was nie teenwoordig nie. Die kind kon sien sy is besig op haar foon. So spandeer tyd met jou kind waar jou kind regtig kan voel maar mamma is hier of pappa is hier. En ons doen hierdie saam en wees opbouend, hou die kritiek hou die kritiek eenkant en dit sal regtig my raad wees aan ouers. Moet dit nie kompliseer nie, moet dit nie vir jou soos 'n berg maak nie. Vat dit na die eenvoud toe. Sorg heel eers dat die liefdesband, die liefde, dat jou kind weet sy of hy is geliefd deur mamma of pappa. Dit gaan al klaar jou kind se selfbeeld so goed doen om net dit te weet. Ja, moet sê, ek het ook gesê het. Ja, dis regtig, dit is maar hoofsaak vir my. Tannie, maar baie dankie dat Tannie vandag u kundigheid met ons kom deel het. Ons waardeer dit baie en glo die luisteraars waardeer dit ook. Seën vir u vir die werk wat u doen. Baie dankie. Ag, dankie, baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer. Dankie, Cherie.